Dat mense in die kerk in Filippi ingekom en begin sê dat om 'n ware gelowige te wees, is daar sekere rituele wat jy moet doen, sekere dinge wat jy moet doen. Jy moet besny word, jy moet die 10 gebooie gehoorsaam. Paulus sê, hoorie, dis nie die waarheid nie. As dit gaan oor om die regte dinge gedoen te hê aan jou, dan is ek perfek. Ek is besny, my familie was deel van God se volk. Ek het probeer om die 10 gebooie te gehoorsaam. Ek was in terme van wat alles gedoen moet word, my CV, was ek perfek. Maar ek beskou dit nou as waardeloos. Terwille van Christus. Om Christus te ken en om vir hom te lewe, is waaroor dit gaan. Nie, my familie is Christene en ek is gedoop en ek probeer my bes om volgens God se wet te lewe en daarom word ek gered nie. My CV is nie belangrik nie. My CV, my geloof-CV gaan my nie red nie. Ek gaan nie gered wees omdat ek aan 'n Christelike volk behoort nie. Ek gaan nie gered wees omdat my familie Christene is. Ek gaan nie gered wees omdat ek my bes probeer om die 10 gebooie te gehoorsaam nie. Ek gaan nie gered word omdat ek iewers gedoop is. In terme van redding is dit waardeloos. Wanneer ken ek vir Christus? Ken ek hom regtig? Leef ek uit hom uit? Glo ek regtig? Vertrou ek regtig? Vertel my lewe dat ek 'n gelowige is. Is ek 'n ligdraer in hierdie wêreld? As iemand vandag vir jou sou vra of jy gered is, wat sal jou antwoord wees? Gaan jy jou CV lys van jou lewe wys? Here God, dankie dat ons U kan ken. Dankie dat U ons red omdat U wil. Dankie dat U ons nuwe mense maak wat U koninkryk leef, wat vir die wêreld wys wie U is, wat vir die wêreld wys hoe dit lyk waar U in beheer is. Dankie dat ons met liefde en vreugde en vrede, met geduld en vriendelikheid en goedhartigheid, met getrouheid, nederigheid en selfbeheersing kan lewe. Heer, help my om dag vir U te lewe, vorentoe te lewe. Amen.